Vandag is ek hier saam met is dit dokter? Dokter. Ja. Dokter Paul Lourens, 'n grondwaterspesialis van Koffsies. Ons gaan vandag 'n onderwerp handhaaf wat baie keer van selfsprekend aanvaar word en dis water. Môre dokter en baie hartlike welkom by die familie. Môre Jessica, dankie dat jy my uitgenooi. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Ja, yes, ek moet nog sê, as 'n mens praat van, ek dink daar's baie min mense wat weet van water, Wêreldwaterdag. En ek moet nog sê, selfde die navorsing wat ek gedoen het en so, dis nogals actually flipping cool, die mense wat eintlik, dit is baie fascinerend, baie. Nou dokter, wat is grondwater? Okay, so teoreties kan ons grondwater as volg definieer. So ons kry twee zones onder die grond, wat ons van praat, 'n onversadigde sone en 'n versadigde sone. Met ander woorde versadig met water. So die versadigde sone is wat ons praat van die grondwater onder in die grond. Okay. Waar al die krakies en die poreuse spasies gevul is met water en volledig gevul is met water. So dit is die grondwaterkomponent. Is die versadigde water wat bo lê of nee, kry onderste kry die boonste laag is jou onversadigde sone, waar jy die water sal perkuleer tot in die versadigde sone in. En daai versadigde sone onder is dan ons grondwater, wat ons definieer as grondwater. Ek dink baie min mense weet actually van dit. Is actually flipping cool. Sê gou vir my dokter, wat is Wêreldwaterdag? Wat Okay, so, hoekom doen julle iets op Wêreldwaterdag om mense ons as 'n instituut nie regtig ons dink ek so besig is met ons daaglikse roetines. Ek is ook die sentrale, so ek kan sê die chair van die grondwaterdivisie van Suid-Afrika. En ek is die ou wat grondwater ook moet promote in die. So ons sal gewoonlik webinars hou op Wêreldwaterdag om ook die mense te bewus te maak van water. Is jy die Lani van die water? Nee, Van hoe alles moet werk en so. Ek glo daarmee heeltemal. Wat is die belangrikheid van grondwater in Suid-Afrikaanse konteks? As ons gaan kyk in Suid-Afrikaanse konteks van grondwater, ek meen omtrent is ongeveer 65% van ons populasie is afhanklik van grondwater. Suid-Afrika is 'n semi-ariede land met wisselvallige reënval. So ons reënval is ook, ons oppervlakwaters is nie oral beskikbaar vir mense om te gebruik nie. So ons grondwater speel 'n verskriklike belangrike rol, veral in ons landelike gebiede. Dit sluit ons boere in en ook jou onformele woonbure en die goed wat wel afhanklik is van grondwater, veral in ons droër gebiede soos die Noord-Kaap en in die Karoo, waar daar is baie dorpe wat totaal onafhanklik is van grondwater vir hulle daaglikse se lewe. Onafhanklik beteken nou hulle is nie so. Hulle is afhanklik van hulle is afhanklik van grondwater. Dit is al wat hulle het, net grondwater as 'n bron van water om te gebruik. Ek weet nie of jy ken Kuruman. Het mos die oog. Yes. Hulle het mos twee oogs, as ek dit nou reg sê. Nou ek kom nie eintlik oorspronklik van daar af nie, maar Kuruman kry net sy water van die oog af. Ek kan nie vir jou sê of hulle net water van daar af kry. Ek het nie daai kennis nie, maar ek dink 'n groot persentasie van hulle water kom seker van die oog af, maar dit is nou nie, ek kan nie vir jou sê 100% dit is so en dit is nie so nie. Maar ja. Dit is nogals actually interessant. Ek dink baie kykers gaan meer, want ons het nou eintlik 'n hele dingetjie wat ons nou vir Wêreldwaterdag wil doen en so. So hierdie podcast gaan actually baie mense gaan dit sien. En ek is nogals opgewonde want soos ek ken dit nie en ek dink Skalk, jy weet ook nie so baie van water is sulke goed nie. So dit is actually flippin interessant. Nou het ek vir jou actually 'n vraagie wat ek wou eintlik al voor podcast gevra het. Wat het jy ons geïnspireer met die grondwater, waar dit begin? Laaitie Kom ek stel dit so, ek is 'n boerkind, so ons is nog altyd boorgate gebruik om drinkwater te hê op die plaas. En ek het toe ek kom swat het die universiteit in 2006,
het ek geologie geswat. So dit is die gesteentes en so. En toe vind ek uit maar mens kan actually gaan graad gaan doen in grondwater. En toe dit my net van daar af weer geprikkel sê, is vir my regtig interessant, jy weet, ek wat van plaas afkom, is weet water is vir ons 'n groot interessante bron en dit is wat die plaas aan die gang hou. Dit is baie waar. So dis maar So jy is waar self my 'n boer ook. nie ek self boer nie, nee. Okay. Hoekom is dit belangrik om soos as ons nou grondwater, hoekom is dit belangrik of ek wil nou eintlik vir jou vra, hoekom is dit belangrik om water te spaar? Nee. Maar grondwater het nie regtig iets te doen met die spaar van water nie, want dit is onder die grond. Ja, kyk, ek dink daar's baie keer 'n miskonsepsie in terme van grondwater se beskikbaarheid. Ek dink baie keer is daar persepsie van mense dink is 'n bron wat nooit gaan opraak nie. En ek dink nie dis heeltemal die geval nie. Ek meen jy sal gereeld mense hoor maar my boorgat het opgedroog. Ek het nie meer water in my gat nie. Hoekom is my water? Waar is my water heen? Hoekom? Kan ek jou nou daai vraag nou vra? Hoekom party mense? Die grootste rede vir dit is hulle pomp die water te sterk uit die boorgat uit. Ons akwifer of die grondwater op hoekom 'n boorgat getoets moet word op die wetenskaplike metode wat ons gebruik om die lewering van daai boorgat te gaan bepaal. En die hele doel van daai toets is om te kyk maar wat kan ek die boorgat teen pomp se lewering wat se volume water kan ek uit hom pomp sonder om die watervlak of die akwifer seer te maak dat ek hom nie beskadig dat my water nie gaan opdroog nie. Wat is akwifer? Akwifer is basies 'n geologiese eenheid wat genoeg water het wat ons kan in genoeg hoeveelhede kan onttrek om te gebruik. Okay. Want van nie al ons gesteentes kan water hou nie water nie. Van hulle is ondeurlaatbaar, dit laat die water deurgaan nie of dit hou die water vas. Dit kan nie die water wat in hom is kan ons nie reg uitkry onder die grond. Onder die grond, korrek. En soos wat noem een plek wat dit weerhou of waar jy so sukkel of dis basies ek sê ons praat van modderstene en skalies. Dis basies amper 'n tipe kan jy amper vergelyk met 'n tipe klei. Okay. Die poreus is so naby aan mekaar en hulle hou in die poreus self hou die water eintlik maar vas. Dat daar niks Dat dit nie regtig te beweeg en die water wat in dit is, gaan ons ookie sommer net uitkry nie. Soos klei, modderklei. Ja, as jy gaan klei vat, klei raak redelik vinnig versadig met water. Ja. Maar die kruikies om my water weer uit hom uit as jy dit wil onttrek nie. Ek hoor wat jy sê. Ja. Julle spesialiseer meer in soos julle dit doen met baie boorgat. Ja, so omdat ons in grondwater is, al toegang tot grondwater is deur middel van boorgate. Of as jy nou regtig 'n vlak grondwater het, kan jy deur 'n groot put te grawe, wat hulle in die ou dae gedoen het, ook die water in die hande kry. Ek het nou vir jou 'n vraagie. Nou ons het dit baie, ek weet dis nou nie deel van ons vragies nie, maar ek dink jy sal dit kan antwoord en so. So ek en Skalk het gepraat oor hoe om te kyk waar daar water, as jy nou op die bo loop, om te kyk hoe daar water onder die grond, soos waar die beste plek is. Hoe maak julle? Okay, kom ek begin. So ons kan nie die water onder die grond sien nie. Ons gebruik wetenskaplike geofisiese metodes. Dis waar ek vir jou sê van die grondwater eksplorasie. Okay. So ons gebruik geofisiese metodes. Daar's 4 wat ons gebruik, die mees algemeenste. So die 4 is magnetiese werk wat ons doen. Die tweede een is elektromagneties. Dan kry ons weerstandswerk wat ons doen en dan praat ons van gravitasie. En dan is daar nog seismies, daar's nog 'n klomp metodes wat mens kan gebruik, maar hoe verder ek in die lysie van my aangaan, hoe duurder word die metodes om toe te pas. Ek hoor. So wat ons met hierdie metodes probeer doen, ons gaan kyk na die geologie, hoe lyk die geologie? Want ons weet die water beweeg gewoonlik maar in die frakture binne ons het in Suid-Afrika redelik harde gesteente, so ons het gefraksieerde akwifere as ek dit so kan stel. En waar hierdie geologiese struktuur beweeg, is dit redelik gefraksieerd. So dis waar die teoretiese water moet beweeg. Okay. So met hierdie geofisiese metodes gaan soek ons vir daai geologiese strukture om hulle te pinpoint en dan begin ons op hulle te boor. Maar hoe het julle soos 'n apparaatjie wat julle gebruik?
is dit daai 2 koperstokkies? Nee, ja, die kopperstokkies is nie, dit is waterwysers en daar's geen wetenskap agter dit nie. So dis vals. Dit is ja, daar's 'n groot debat oor van die mense, party mense werk dit, party mense werk dit nie. Maar ja, dit is daar's geen wetenskap om te sê hoekom dit werk en hoekom dit nie werk nie. Ons die wetenskaplikes wat onder ons is en die waterwysers sien nie altyd eye to eye nie, as ek dit so kan stel. Verstaan hoekom. Want ek dink ook daar's 'n persepsie van ek dink daar's kansvatters ook aan buitekant. In enige bedryf is daar maar kansvatters ook. In met hierdie tipe van goeders. Maar ja, ons gebruik die wetenskaplike metodes om die strukture te soek. En ons kan van hierdie strukture kan ons op kaarte ook, kan mense dit min of meer sien en dan gaan loop jy in die veld net om te gaan bepaal. Al nadeel van ons apparate is, hulle werk nie in 'n geboude area soos hier in die stad nie. So ons kan nie, as iemand dit moet oop wees, daar moet nie menslike soos drade en staal en sulke goeders wees nie, want dit affekteer baie van die metodes se lesings. Nee, mag daar. So, maar nie soos die magnetiese metode met die aarde se magneetveld, soos ek 'n ysterding naby hom bring, dan daai ding het sy eie magneetveld, so hy affekteer dan die lesings. Maar dis amper soos die koper. Is amper nee, dit is nie. Nee. Daar's 'n groot wetenskap agter hoe die goed werk. Want ek het 'n video gesien van die koperdrade. En ek het ook gesien jy kan 'n gewone eier vat, maar ek dink dis sommer daar's baie daar's die bottel en hulle het 'n coconut, dan sit hulle maar dit is 'n coconut. Of ek weet nie of jy al altyd gesien het van dis so as die ou mense 'n kous wil regmaak, dan het hulle so 'n apparaatjie. Hy's 'n balletjie. Dan sit jy die kous oor hom, maar en dan is dit so handvat ook die tipe balletjie. Nou hulle het so tipe ding ook en dan as jy soos op die grond loop en jy kom al hoe nader, dan begin daai ding regop staan. Of die eier begin draai of seker dis seker nonsens. Ek sê dis nonsens, maar dit is maar net far-fetched. Mens bevraagteken maar dit is amper amper 'n heksery, as jy dit so kan stel. Koop en verkoop nonsens, julle koop en verkoop. Sê gou vir my, watse metode gebruik julle die meeste? Die magnetiese metode is die mees algemeenste in Suid-Afrika, veral en hier in Bloemfontein self waar ons is. Ons sit in ons Karoo gesteentes. Wat ons met dit eintlik soek is doleriet intrusies of dolerietgange. Dit is magma wat ingestoot het in die ander gesteentes van die aarde en omdat hy warm was, het die sone rondom sy kontaksone met jou ander gesteente het redelik gefraksieer. En die doleriet self, of kon kan sê vir mense wat luister, ysterklip, gaan dalk mense weet wat ysterklip, is ook redelik ondeurlaatbaar. So die water sal ek wil sê hy maak amper 'n keerwal vir die water, maar dan sal die waterhoop gewoonlik langsom in sy strekking afbeweeg. Natuurlik ook in die rigting van wat jou landelike topografie is. My magtig. So dis eintlik ons soek daai kontak. So dis eintlik wat ons soek. Ons soek daai kontak so tussen die twee gesteentes met die geofisiese metodes. En dan ander strukture wat ons soek is maar verskywings. Dis nou waar jou gesteentes beweeg het, op of af beweeg het of langs mekaar verby beweeg het, want dit is ook redelik 'n groot gefraksieerde sone waar water kan beweeg. My magtig. Ek weet nie of dit is nou heeltemal iets anderste, maar omdat dit nou ondergrond is, daar was mos 'n hele rukkie terug, in Kroeman het die aard of die grond in mekaar ingeval. Weet jy iets? Ja, dit is, om die terme gebruik is, ons praat van ons karst akwifere. Dit is ons dolomietgesteentes. Dit is 'n karbonaatgesteente. So dit is dieselfde gesteente waar ons gewoonlik ons grotte en goeters in kry. So hy maak groot, ek wil sê, kom ons sê gate ondergrond, cavities het jy kan maak. Wat ons nie sien nie. Wat ons nie sien nie. Okay. En as die cavity groot genoeg word, sy support van die grond bo af reg word, dan vorm nou 'n sinkgat. En dis ook en as ons begin met grondwater praat en baie keer hierdie cavities is redelik gevul met water. En as daai watervlak binne daai cavity basies ver genoeg afsak, kan dit ook veroorsaak dat hy het nie druk van die water om die grond bo te hou nie, dan kan hy ook inval. Inval, ja. Maar was dit die rede hoekom dit
gebeur het of Dit gaan verskil van gebied tot gebied, wat is presies die rede hoekom die sinkgat gevorm het. Maar dit is maar gewoonlik omdat die ondergrond, maar ons weet, dan maar die cavities vorm. En soos die reën of water ook deur beweeg, word dit groter met miljoene jare se tyd kan die goed baie groter word. as jy praat van cavity, dit is nou soos gate. Ja, dis gate binne in die gesteente wat hy maak amper soos my beste verwysing is om te sê dis amper so 'n grot ondergrond wat dit vorm. Cavity soos in jou tand, as 'n gat. Ja. Okay, Ja. ek verstaan baie beter. Sê gou vir my, wat is die metodes wat julle gebruik vir eksplorasie van grondwater? Dis daai vier metodes, daai vier hoofsaaklik, dis die wat in Suid-Afrika die meeste gebruik word. Die gravitasie een is juist waar ons by die Dolomiete begin hom kan gebruik. Want hy kan daai holtes makliker optel, maar is ook 'n baie duur metode om toe te pas. Nou wat, is daar mense wat daai metode verkies? Of hang dit ook af van waar dit is? Dit gaan oor waar dit is, waar jy eksploreer dit. So dit gaan uit en uit oor wat die geologie van die area wat ons en wat is die struktuur wat ons teiken. En dan ook nog 'n ding wat 'n rol speel is wat is die ouens se budget? Wat is hulle die sakke? Wat is hoeveel geld het hulle om te uithaal vir die metodes? So dit speel ook maar rol. As jy vir die boere begin werk, probeer jy maar die goedkoopste metode. Ja, natuurlik. Maar sodra jy jy weet as ouens kapitaal het en bereid is om kapitaal uit te haal, dan gebruik jy die metode wat jy weet die beste gaan werk. Ek het met my MSc ook 'n hele tabel opgestel van wat se geologie, wat se metodes is dit kan mens gebruik en ook watter twee is goed om saam te gebruik. Want dit is baie keer beter om twee metodes gebruik in plaas net van een. Ek weet Waterwese het nou nuwe SOP opgestel wat hulle nou die ouens vir die skole en die goeie water moet voorsien. Het hulle nou gesê julle moet nou twee metodes instel om te gebruik. Maar sê gou vir my, as jy nou soos jy het nou 'n area wat jy nou wil sien maar wil doen, hoe lank vat sulke inligting om die area te jy moet seker navorsing doen oor die Ja, ons eerste stap is om gelukkig vandag is dit maklik met Google Maps. Ons trek vinnig 'n Google Maps gou vinnig op en kyk of ons net praat van lineamente kan sien of ons nie reguit lyne of strepe kan sien op die landskap wat lyk of iets moontlik kan deurkom nie. En dan is die tweede bron is dan net om gou die geologiekaarte te trek van die area om te kyk maar hoe lyk die geologie? Is daar nie gekarteerde strukture wat reeds uitgekarteer is nie? En dan gaan beplan jy, sê okay, ek gaan hierdie metode gebruik, dis waar die lyne wat ek gaan loop in die veld en dan gaan loop jy daai lyne. Hang van die metode, die magnetiese werk is redelik vinnig, is hoekom hy ook aansienlik goedkoper is. En die meeste gebruik word. So jy weet, so dis redelik vinnig jy gaan loop op die veld, vat jou lesings en jy gaan interpreteer daai data na die tyd. Jy kan van dit in die veld gou doen en vinnig kyk wat net aangaan om 'n idee te kry. En dan volgens daai data maak ons 'n interpretasie van wat ons dink ondergrond aangaan en dan volgens dit dan wys ons maar 'n punt aan om te boor vir die water. My magtig. Doen julle dit dan self ook? Julle doen Ons as die Instituut vir Grondwaterstudies by Koffsies, ons doen dit ook vir die publiek daar buite. En dan is daar konsultasiemaatskappye wat dit doen. Julle eie masjinerie. Ons het ons eie masjinerie, ja. Ons het die magneties, elektromagneties en ons het weerstandsmasjinerie wat ons in ons besit het. En dis die boorgat. Dit is waar jy nou dit lyk soos 'n huiser of Nee, daai is die boormasjien. Is dit die boormasjien? Nee, dis die boormasjien. Doen julle dit of nie? Nee, ons kry gewoonlik ouens in om dit te doen, ja. Want ek het dit al een keer gesien, dis nogal cool. So. Dis nogal cool. Sê gou vir my, watter boodskap wil jy daar aan die publiek oordra van die belangrikheid van grondwater en in ons daaglikse lewe? Ja, ek dink die groot boodskap is vir my is om vir mense sê, weet grondwater is nie 'n bron wat altyd daar is nie. Hy moet volhoubaar bestuur word. So dit is baie belangrik om hom te bestuur op die regte manier. En dan dit is maar goed vir mense kry die kundiges en kry die wetenskaplikes in om jou te kom raad gee en jou boorgat op die wetenskaplike manier te toets en vir jou te sê dit is hoeveel jy sterk jou boorgat kan pomp, dis die pomp wat jy kan insit. Dat ons nie die water ooront nie. Wat ons ook in gedagte en daarom as jou buurman begin pomp en jy pomp, dan moet jy eintlik of aanpassings maak en jou watervlakke jy moet jou watervlak moniteer. Ja, definitief. Dit is uiters belangrik om dit
om die moniteur om te sien wat gaan aan. En as jy sien daar raak probleme is, om net om die regte mense in te kry om te kom kyk wat gaan aan met jou water. En dan Kan 2 mense op dieselfde tyd water ja, jy kan gelyktydig water onttrek. Gewoonlik as ons 'n boorgat naby 'n ander boorgat het, ons die toetse doen. Dan kyk ons wat gaan in die ander boorgat aan om te sien affekteer ons daai boorgat of nie. Dis nie jy affekteer nie altyd 'n gat nie, maar daar's 'n groot kans dat jy as die gate so naby mekaar is dat jy mekaar gaan affekteer en oor tyd gaan jy die watertafel baie vinniger aftrek omdat daar meer as een persoon is wat onttrek uit die stelsel uit. Sê my gou, dis nou 'n hele ander vragie. As julle dit nou doen, het dit baie of het julle 'n groot oppervlakte wat julle soos rondskuif en skuwe maak, byvoorbeeld grond wegvat, as daar stene, groot rotse is, wegvat? Is dit nou om te boor? Ja. Nee, as die boormasjien inkom, slaan hy sy toring op en hy begin boor. So dis nie regtig so groot. Nee, dit is net in die dorp as jy nou jy sal sien meeste van die ouens is in hulle draaifooi gebore, want dis waar die masjien kon inkom om te boor. En dan doen hy net sy job. So dan haal jy maar die stene uit en hulle boor en na die tyd gaan jy maar die ouens maar net skoon maak en so. Okay. Ek wil vir jou sê baie dankie dokter. Dankie. Dit is regtig vir my baie interessant om te weet van grondwater en hoe dit eintlik werk en die tipe metodes wat jy kan of gebruik om dit te doen. En om te weet die koperstokkies is nonsens. Ek wil net sê water is noodsaaklik vir ons gesondheid. Dit speel 'n sleutelrol in baie van ons se liggame. Die funksies insluitend die vloeistowwe na selle te bring, ontslae te raak van afval, die beskerming van gewrigte en organe en 'n handhawing van liggaamstemperatuur. Spaar water, spaar 'n lewe.